Goeiemôre. Ons gaan vanoggend lees uit Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 22. Die vers waarby ek wil stilstaan is vers 19 en ons tema is stop. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat U goed is vir ons. Ons is deur 'n interessante mekaar week. Van optogte, mense wat die land verlaat. En ons weet nie wat die einde gaan wees nie, maar ons weet dat U in beheer is. En ons vra dat U met mense se koppe sal werk. Om hulle te wys wat is die regte ding om te doen. Dit is die regte ding om te doen vir hierdie land wat vir ons so belangrik is. Want dit is waar ons moet leef en oorleef. Ek bid vir hulle wat siek is en ek sê dankie vir hulle wat gesond word. Ek bid ook vir hulle wat aansterf dat U hulle sal aanraak en bystaan. Baie dankie dat ons ook die woord het wat vir ons die pad wys na die ewige lewe toe. Dankie vir 'n goeie kattieskamp wat verby is en baie dankie dat U daar saam met die kinders was. En ons vra dat U ook nou saam met ons sal wees rondom U woord. Amen. Ons lees van Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 22. Om te hoor en te doen. Let op my geliefde broers, dit sluit natuurlik die susters in. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei en ontvang, die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Ons lees dit tot daar. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. Nou, ek en jy weet dat ons leef in 'n wêreld met onmiddellike reaksies. En hoeveel keer het ons dit nie al beleef nie? Ons stuur boodskappe voordat ons dink. Ons plaas kommentaar voordat ons verstaan. Ons raak kwaad voordat ons luister. En ons neem besluite voordat ons die Here se aangesig soek. Die wêreld verwag van ons vinnige optrede. Dit moet so gaan. Maar God daarenteen sê vir ons, waar is jou wysheid? Ons moet wys wees en as ek kyk na Jakobus, dan sien ek baie prakties wat hy bedoel van hoe ons moet optree as wyse mense. Hy sê, elkeen moet flink wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. As ons na hierdie verse kyk, dan ontdek ons nog 'n eenvoudige lewensreël wat baie mense gebruik. En dis die woord stop. Nou stop is nie wat as jy by 'n stopstraat kom, jy links en regs kyk en dan sommer nie deurry nie. Stop beteken stop. En in die besigheidswêreld, in die wêreld daar buite, is daar 'n akroniem vir stop. Wat sê stop, think, observe and plan.
As daar moeilikheid is, stop. Dink. Observeer, kyk rond en beplan. Jakobus skryf nie eintlik net oor hoe ons moet praat nie. Hy beskryf hoe ons moet lewe. En dit bring my by die S van stop. Voordat Jakobus sê ons moet luister, praat of reageer, impliseer hy iets baie belangriks. Hy sê, stop. Want jy kan nie stadig wees as jy nie stil raak nie. En soos wat ek begin het ek gesê, een van ons grootste probleme van ons tyd is dat ons voortdurend reageer. Iemand sê iets op Facebook, ek reageer. Iemand kritiseer ons reageer. Gesinslid maak ons kwaad, ons reageer. En baie van ons grootste foute gebeur. Nie omdat ons slegte mense is nie. Ons reageer te vinnig. Dink bietjie aan Petrus, die soldate neem Jesus in hegtenis. Hy ruk sommer sy swaard uit en kap Malgas se oor af. Hy stop nie, hy bid nie, hy dink nie, hy reageer. En wat doen Jesus? Hy spreek hom aan. Hoeveel seer kry in ons huise, ons huwelik en ons gemeentes gebeur nie? Gebeur omdat ons nie stop nie. Psalm 46 sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Ons sing daardie lied. Om stil te word is nie 'n swakheid nie. Dit is geloof. Baie goeie vriend van my, ek gaan nie sy naam nou sê nie, maar as ek baie keer met hom praat dan, sug hy so half, en dan bly hy lang stil. Want hy oordink wat hy wil sê. Dit is nie 'n swakheid nie. Dit is geloof. Dit is om te erken, Here, ek hoef nie hierdie oomblik in beheer te wees nie, want U is God. Geestelike volwassenheid begin wanneer ons leer om die rem te trap. En dan as jy stop, dink. Jakobus sê, wees stadig om te praat. Waarom? Want God wil ons moet dink voordat ons praat. Spreuke waarsku herhaaldelik die naastige woorde. En baie mense het nog nooit spyt gehad oor woorde wat hulle gesê het nie. Maar miljoene mense het spyt oor woorde wat hulle te vinnig gesê het. Want woorde het krag. Woorde kan genees, bemoedig, opbou. Maar kan ook vernietig, verneder, verwond. Daarom, voordat ek praat, voordat ek daardie video of daardie boodskapie aanstuur, vra eers, is dit waar? Is dit waar wat hierdie persoon vir my gestuur het? Is dit nodig? Is dit regtig nodig dat almal dit moet weet? Is dit liefdevol? Of kraak dit iemand af of gaan dit iemand seermaak? Verheerlik dit God. Romeine 12 sê, word verander deur die vernuwing van julle denke. God verander dikwels nie eers ons omstandighede nie. Hy verander eerstens ons denke. Wanneer ons begin dink soos Christus, begin ons anders leef. En dan oë, observe, neem waar. Jakobus sê, wees flink om te luister. Hy sê nie wees flink om te praat nie. Hy sê flink om te luister. Luister is een van die grootste tekens van geestelike volwassenheid. Om te luister beteken meer as om net woorde te hoor. Dit beteken ek neem waar. Om te observeer.
om te vra, wat gaan werklik hier aan? Wat ervaar hierdie persoon? Wat doen God in hierdie situasie? Wat probeer die Here vir my in hierdie situasie leer en sê? Probleem is dikwels, ons luister om te antwoord. Ons luister nie om te verstaan nie, ons luister om te reageer. Jesus was meesterlik hierin. Om te luister. Hy het mense raak gesien. Hy het nie net die siekte gesien nie. Hy het die mens gesien. Hy het nie net die sonde gesien nie. Hy het die hart gesien. Hy het nie net die vraag gehoor nie. Hy het die behoefte gehoor. Dink maar aan die Emmausgangers. Jesus stap langs hulle. Hy vra. Hy luister. En hulle observeer glad nie. Hulle is so vasgevang in hulle situasie, dat nie kyk wie langs hulle stap nie. En dan help Jesus hulle om te sien wat hulle misgekyk het. Baie van ons grootste geestelike groei gebeur wanneer ons leer om waar te neem. Nie net wat rondom ons gebeur nie, maar wat ook binne ons gebeur. Baie keer moet jy vra, waarom maak hierdie situasie my so kwaad? Hoekom raak hierdie opmerking my so diep? Hoekom reageer ek so sterk? Soms reageer ons nie op huidige probleme nie. Ons reageer op ou wonde. En wanneer ons dit begin raak sien, begin God se genesing. En dan, as ek klaar geobserveer het, stop. En dan, as jy gestop het, beplan. Nou kom eers die aksie. En baie mense begin eers by die reaksie. En die Bybel begin nie hier nie. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werk aan die Here hoor, dan sal jou planne vas staan. God verwag natuurlik nie van ons om passief te wees nie. Hy roep ons om op te tree, maar om met wysheid op te tree. Kyk na Nehemia. Toe hy hoor Jerusalem lê in pyn, wat doen hy? Hy bid, hy vas, hy dink, hy beplan. En eers toe tree hy op. Dis wysheid. Bid, vas, dink, beplan. Pas op vir impulsiewe aksie. Werk eerder op aksie wat beplan is, saam met gebed. Hoeveel konflik kon nie voorkom geword as ons nie eers beplan het nie? Hoeveel huwelike sou nie sterker gewees het nie? Hoeveel verhoudings sou nie gesonder gewees het nie? Hoeveel gemeentes nie meer vrede beleef het nie? Wanneer ons optree nadat ons by God was, tree ons anders op. Hierdie vers wat ek gelees het, is nie net daarom in krisistye toe te pas nie. Dit is vir elke dag. Voordat jy jou selfoon oopmaak, stop. Voordat jy daardie WhatsApp antwoord, stop. Voordat jy oordeel, dink. Voordat jy reageer, beplan. Dit klink eenvoudig, maar dit kan jou lewe verander. Dit kan jou huwelik verander. Dit kan jou verander. Jakobus gee vir ons 'n eenvoudige, maar diep geestelike padkaart. Hy sê, wees flink om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. In ander woorde, stop. God is nog op die troon. Dink. Laat Christus jou denke vernuwe. Observeer, sien wat God besig is om te doen en beplan. Tree op met wysheid en geloof. Mag die Heilige Gees ons leer om minder te reageer en meer te vertrou. Mag ons lewens nie deur impuls beheer word nie, maar deur geloof.
En onthou elke dag. Soms is die eenvoudigste ding wat jy kan doen, stop.